Goeiemôre en hartlik welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat u kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Ondersteun ook asseblief ons boeke hier op die boekwinkel hier onder die video. Nou ja, vandag se onderwerp is gaan Suid-Afrika die nuwe Amerikaanse ambassadeur wegjaag. Want daar is nog steeds in die media geweldige antipatie wat blyk teenoor meneer Leo Brent Bozell die derde wat deur president Trump en deur die Amerikaanse Senaat bevestig is as die nuwe Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika. Ek stap so 'n bietjie hier langs die Heukskei en ek gaan nou verder my wandelingkie hier op 'n Saterdagoggend en dan gesels ons sommer so terwyl ek aan die stap is. Nou, iets wat ek wil ook eintlik gesels oor die identiteit van Suid-Afrika en die nuwe Suid-Afrika, want dit is natuurlik vir my hoogs ironies dat ons land en sy media en die politieke partye, veral natuurlik die ANC, MK en die EFF. Hulle is geweldig anti-Amerikaans en hulle vaar uit teen Amerika. Maar dit is vir my 'n groot ironie want Suid-Afrika is natuurlik lyk my daar gaan hy in sy Audi R8 sportmotor ry. Suid-Afrika is natuurlik ontsettend vir Amerikaans en ek het afgekom op 'n baie interessante aanhaling wat in die Jewish Report verskyn het van alle plekke. En daar was so 'n vent saam met my op universiteit. Hy was nie eintlik in my klas nie, maar hy was op 'n stadium redakteur van die Studentenkoerant by Wits en ek het sulke boekresensies en filmresensies en geskryf vir die Studentenkoerant en toe ek hom so leer ken. Hy het later ook hy was een van die stigterslede van die Mail and Guardian of aan die begin het hulle die Weekly Mail genoem. En hy verduidelik self in hierdie selfde artikel wat ek gelees het, dat hy geskryf het dat die koerantjie eintlik opgerig is deur die Joodse advokate in Johannesburg. Ek kom teen die helfte van die Bali was Jode en hulle het almal geld bewillig vir hierdie koerantjie. Maar nou hy skryf eintlik die artikel gaan oor die Joodse invloed in die media in Suid-Afrika. En so aan die einde van iewers in die artikel van 'n sekere ou wat daar rondom die ontdekking van goud, hy het in 1894 Suid-Afrika toe gekom. En sy naam was Isidore Schlesinger. Nou daar is nou nog 'n gebou daar in Braamfontein, net so op die rand van die middestad, tussen Braamfontein en Johannesburg middestad, waar ek dink dit het jarelang bekend gestaan as die Schlesinger gebou. Dit is so 'n glas wolkekrabber wat daar gebou is. Maar nou, hy sê, ek het nou hierdie aanhaling in Afrikaans hierso. En hier is nou hierdie ou wat ek geken het, Owen Menoy is sy naam, van die Mail and Guardian. Hy skryf: Isidore Schlesinger was die suksesvolste sakeman in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Hy was 'n pionier van die rolprentbedryf, die uitsaaiwese, kitskos, wolkekrabbers, advertensieborde en ponykoerante. Hy het die voorstede van Johannesburg hervorm. Hy het die bedeesde provinsialistiese Suid-Afrikaanse kultuur geneem en dit veramerikaniseer. Bykans toevallig het hy gehelp om die sentrale mitologie van Afrikaner nasionalisme te skep,
tog is hy vandag byna vergete. Nou, hierdie Schlesinger was 'n Amerikaanse Jood wat in Hongarije gebore is en met die ontdekking van goud na Johannesburg geïmigreer het. Nou, as hy nou praat hoe hy nou Suid-Afrika veramerikaniseer het, dan het dit veral hierso in die 20er en 30er jare van die vorige eeu geskied, hierso in die 1920s en 1930s. En ek het natuurlik ook 'n teorie dat die identiteit van die nuwe Suid-Afrika is eintlik, dit is so 'n soort van 'n boewe identiteit wat ook deur Amerikaanse films oor elke pound gevorm is, ook so in die 30er jare en 40er jare. Want toe was daar mos so 'n gemengde voorstad in Johannesburg met die naam Sophia Town. En Sophia Town het mitologiese afmetings aangeneem. Nou hierdie, dis vir my nogal baie interessant wat hierdie Erwin Monoim sê, dat Schlesinger, Isidor Schlesinger, 'n rol daarin gespeel het om ook die Afrikaner se identiteit te vorm. Ek is nie so doodseker daarvan nie, maar hy het miskien 'n punt daar weet, want ek kan dink dat indien hy die rolprentbedryf in Johannesburg destyds beheer het, dan is daar seker films gemaak ook oor die Afrikaner geskiedenis. En dan het hy ook dalk 'n rol daarin gehad. So ek dink Jamie Eis, of Jamie Eis soos hulle hom noem, hy dalk by Schlesinger geleer. Maar om terug te keer tot die punt van Sophia Town. Daar's 'n boek van Nadine Gordimer. Sy het mos die Nobelprys vir letterkunde gekry hierso, ek dink in 1991 of daarom. Nou ek het haar persoonlik ontmoet 'n paar kere. Toe ek nog 'n student was aan haar huis, saam met 'n ander student, juis van hierdie studentekoerant, want ons was nou ek was 'n resensent. En toe gaan besoek ons vir Nadine Gordimer daar in haar huis in Parktown in Johannesburg. Nou, ek het later uitgevind, sy het eintlik 'n sleutelrol gespeel om die terreur in Suid-Afrika swaaf te befonds. Want sy was ek het al hier en daar na verwys, maar ek sal nog dalk 'n hele video daaroor maak. Hoe sy was bevriend met 'n Sweedse joernalis en skrywer Per Westberg. En hy was weer 'n vriend van Olof Palme, en toe Olof Palme van Swede eerste minister word in 1968, nie lank daarna nie, toe het hulle begin om die ANC te befonds, want in 1968 wou die ANC ontbind, want hulle het nie meer geld gehad nie, hulle het niks reg gekry nie. Hulle hele sogenaamde stryd was 'n volslae mislukking. Die leiers was op Robben Eiland, maar toe die Swede hulle nuwe lewe daarin geblaas. En Nadine Gordimer het 'n sleutelrol daarin gespeel, maar Nadine Gordimer het so 'n boekie geskryf of 'n roman met die titel A World of Strangers. Nou dit was so of alles wat sy geskryf het was so of, jy weet, dit was so 'n tirade teen Afrikaners en teen apartheid. Eintlik is apartheid ook, soos ek al ook iewers gesê het, dis 'n metoniem vir Afrikaners. So as jy anti-apartheid is jy eintlik anti-Afrikaner, want dit gaan nooit werklik oor, jy weet, 'n ingeligte of genuanceerde bespreking of blik op Suid-Afrika in die 20ste eeu, en ook die pogings natuurlik van die Afrikaner regering en verwoerd om 'n werkbare oplossing vir die probleem van, noem dit maar, etniese naasbestaan in hierdie land te vind nie.
Nou hierso waar ek nou loop, dit is natuurlik so 'n tipe dystopia. Daarso loop 'n paar elektriese kabels en nou het ek al in die kameras hier reg rondom hier bly 1200 gesinne, 1200 huise. Maar dis baie erger as apartheid in die sin dat niemand kan by hierdie hek inkom sonder 'n pas nie, sonder dat hy geskandeer word en dat hy biometries in die stelsel opgeneem word. Sy ID, sy sy rybewys, sy voertuig, sy lisensieskyf, alles. Dis reeds 'n soort van 'n wetenskapfiksie verhaal van beheer en kontrole en mense wat met tegnologie as dit ware nou beheer word. Iets wat natuurlik nie in die ou stelsel is. Maar Nadine Gordimer, sy het gereeld op sulke tirades uitgevaar met sulke tirades teen Afrikaners en sy doen dit natuurlik in hierdie boek ook World of Strangers. Sy het later sy het ander goed geskryf soos. Trouwens, ek was een keer kranksinnig genoeg om haar versamelde werk te koop by 'n professor op Stellenbosch. So ek het dit nog iewers. So ek het al haar boeke ook van die begin af. Hoewel kan ek dit een of ander tyd in 'n wins van die hand sit, maar in elk geval. In hierdie World of Strangers praat sy dit speel af in Sophiatown. En daar is so 'n joernalis, dit is eintlik wat hulle noem 'n soort roman à clé in Frans, want dit is gegrond op werklike mense. En daar's 'n Britse joernalis wat Suid-Afrika toe kom om vir 'n swart tydskrif te werk. Tydskrif Dram. Ek weet nie of dit in die boek Dram in die werklikheid is dit die geval. En hierdie ou wou graag by die swart vrou slaap. En dis hoekom hy eintlik teen apartheid was. Want jy weet, kyk later die klein boer en hierdie ouens nou by al die swart prostituie geslaap het na 1990 of 92 of 94 hoe uit te kom. Ja, toe was dit nou so moes dit nou nie mal, maar hierdie Brit hy is geobsedeer daardeur. Wat was sy naam? Samson of iets, is hy van. Maar hierdie hele ding daar in Sophiatown, die misdaad ook en onwettige stook van drank, dwelms, prostitusie, korrupsie, bendebedrywighede en dan diermotors. En jy weet en dan hierdie flieks waarna daar was ook, ek weet nie of dit aan Schlesinger of iemand behoort het nie, maar daar was daar was ook 'n filmteater of twee daar. En daar het almal na hierdie films gaan kyk met Amerikaanse skurke daarin. En hulle het almal een en almal geaspireer om 'n Amerikaanse skurk te word. Dit was die basis, die grondslag van hierdie identiteit van Sophiatown. Maar na 1950, toe die Nasionale Party in bewind gekom het, toe het verwoord natuurlik die hele Sophiatown verskuif en afgebreek. En daar was 'n nuwe voorstad daar gebou, Triomf. Wat natuurlik vandag weer die naam is terugverander na Sophiatown en dit is 'n hele mitiese mite rondom Sophiatown wat nou ek weet nie films en teaterstukke en boeke en alles geskep is, maar feit is dat die nuwe Suid-Afrika se identiteit is daar gevorm. Die politici van hierdie land, die Engelse skrywers, filmmakers, almal van hulle aspireer daarna om een of ander vorm van 'n dekadente Amerikaanse skurk
soos elke pound of iemand te word. En dit is een van ons groot probleme. Nou is dit die groot ironie dat hierdie Suid-Afrika wat alreeds so Amerikaans is, dat jy weet met al hierdie ersatz tipe argitektuur, uitheemse argitektuur. Daar is, kyk as ek nou hier so loop, daar is nie 'n enkele inheemse tipe huis of enige iets hier nie. Dis alles net nagemaak, ersatz, Toskaans, jy weet, half Italiaans, Spaans, jy weet, noem dit wat jy wil. Maar niks wat van hierdie kontry, as dit ware, is nie. En nou dieselfde mense waarvan die locus van hulle identiteit is eintlik in Amerika. Hulle hou nou nie meer van Amerika nie, of hulle hou nie van Trump se Amerika nie. Maar eintlik sien hulle self, Suid-Afrika sien homself so 'n bietjie soos 'n staat. Jy weet, ons is Suid-Afrika in die media en die politieke partye en die ANC bewind, wat nou die bewind van nasionale, wat nou die regering van nasionale eenheid is. Hulle beskou hulle self as baie liberaal tot links tot marxisties. En daarom is hulle natuurlik anti-blank. Hulle hou nie van blankes nie. Net soos die Amerikaanse liberaliste. Ek is net seker wat die term in Afrikaans om te gebruik nie. Met liberalis is so 'n bietjie oudtydse woord vir my. Maar dit het 'n lekker soort klank daaraan. Dit is so 'n sweepslag aan die einde. So noem hulle maar hierdie Amerikaanse liberaliste, hulle is anti-blank en hulle is gay. Daar is jy weet natuurlik die blanke heteroseksuele man is die vyand en hy moet uitgewis word. En daar benewens is hulle hulle is anti-westers ook. En hulle is natuurlik baie verdraagsaam teenoor dwelms ook. Nou, ek het die idee, ek sal hierso met hierso 'n bietjie die pad afstap. Daar is wat Jim Morrison van die Doors. Hy het in 'n oordosis dwelms gesterf in 'n hotelkamer, in 'n badkamer in 'n hotel in Parys. En hy's nog steeds, hy's begrawe in Père Lachaise, die begrafplaas daar in Parys, waar Breitenbach, die Afrikaanse digter, wat ook, jy weet, hom beywer het vir die ANC bewind, vir die ANC oorname. Hy's ook daar begrawe. Ek weet nie of daar vir mense afleiding daaruit moet maak nie. Jy weet, Jim Morrison, die groot dwelmkoning wat, jy weet, psychedeliese musiek gemaak het in die 60er en vroeë 70er jare. En Breitenbach wat met sy eie vorm van politieke hallusinasies besig was. Hulle is al twee in Père Lachaise begrawe. Maar nou kom terug by omdat ek het 'n hele stuk daaroor geskryf, maar wat ek eers sal, ek het dit hier by my. Met 'n stuk papier in die straat te uitgedruk. Mense dink seker ek is bietjie met mense op straat nie. Want dis nog 'n ding van, ek het in Nederland 'n boektitel daar gesien in die Scheltema boekwinkel daar in die middel van Amsterdam. Daar naby die Dam in die Koninklike Paleis. En die titel was Amerikaners loop nie. Amerikaners loop nie. En jy kan nie sê van Suid-Afrikaners of mense inwoners van Suid-Afrika, behalwe natuurlik diegene wat nou nie oor motors beskik nie, hulle loop maar. Oor die algemeen in 'n voorstad, 'n veiligheidsbuurt soos hierdie, niemand
niemand loop nie, behalwe ouens soos ek nou wat so 'n bietjie oefening wil kry. Ja, hierdie ou, hy nogal 'n tamelike versameling sonpanele daar, so ja, hy is bang vir kragonderbrekings. Niemand loop nie. Dus ek is heeltemal alleen hierso. Niemand pla my nie. So vir oggend 'n bietjie voelgeluide. Voor lemoenduwe en wat ook al. So dis wat, hoe gaan Suid-Afrika nou vir groot broer Amerika dat sy ambassadeur moet voetsek terug Amerika toe? Want ons is maar 'n klein Amerika. Behalwe ons verbeel ons is 'n blou staat, of die media en die politici en die sogenaamde establishment, die akademici natuurlik ook, al die professore. Ek het vir 'n vriend gevra om navorsing te doen oor watter persentasie verwysings in akademiese artikels in Suid-Afrika kom vanuit Engels. Want ek het 'n idee, dis seker 99%. Mense verwys nooit na iets anders, na 'n ander boek of 'n ander artikel of tydskrif of wat ook al in 'n ander taal as Engels nie. Jy weet, in Frans of Duits of Russies of Spaans of Italiaans of wat ook al nie. Jy weet, dis ons leef in hierdie volkome Anglo-Saksiese wêreld, Amerikaanse wêreld wat natuurlik deur Amerika oorheers word. En ons verdeel ons verstaan die wêreld. Want ons kyk daarna van die oë van Groot-Brittanje en Amerika. Behalwe mense hou nou nie van hierdie nuwe ding, die Trump-MAGA beweging in Amerika nie. Dit is vir hulle 'n bedreiging. En van daardie soort woede wat die mense in Suid-Afrika sien teenoor Trump en die VSA. Nou, ek sal een van hierdie artikel, bevat nie heeltemal al die elemente van hierdie video nie, maar daar is ander elemente daarin. Ek sal dit een of ander tyd publiseer. Ja, die ander punt is dinge daaraan. Hoe afhanklik is ons van Amerika. Nou in die eerste instansie natuurlik, daar's 4 lande ter wêreld, sover ek kan sien, wat regtig op die swartlys is, sover dit die Amerikaanse bankstelsel betref. En dit is Iran, Cuba, Noord-Korea en Sirië. Nou nie eens Rusland is op daai lys nie. Want blykbaar vir sekere transaksies kan die Russe nog gebruik maak van dollars en dollars lewer aan kopers en wat ook al. Maar daai 4 lande is op die erge swartlys. Iran, Noord-Korea, Cuba en Sirië. Hulle mag nie 'n enkele dollar iewers oor 'n grens verplaas nie. En trouwens, as 'n bank, dit is nie eens 'n Amerikaanse bank nie, as 'n ander buitelandse bank dit namens hulle doen, dan word daardie bank semier beboet. En dit het natuurlik met, daar's 'n Franse bank, Paribas, wat BNP Paribas, grootste, ja, amper die grootste, ek dink dit is die grootste bank in Frankryk, maar daar was eers 2 verskillende banke wat self gesmelt het. En hulle het blykbaar een of ander bedragie van 'n kliënt van hulle Iran toe gestuur. En hulle is toe aanvanklik met $10 miljard beboet. En daar was onderhandelinge oor die boete en ek dink hulle het uiteindelik $2 of $3 miljard se boete betaal. Nou stel jy voor dat Suid-Afrika op daai lys moet beland. Saam met Iran en Cuba en Noord-Korea en Sirië. Kyk, hierdie ekonomie sal binne 'n week tot stilstand kom. Nie 'n enkele myn sal enige goud kan verkoop nie. Niemand sal iets kan invoer nie. Jy weet, ons sal nog kos hê en wat ek al in die boere
produseer daarom vir ons voedsel in rand. Maar afgesien daarvan, ek dink motors en motoronderdele, jy weet, alle ander goedere, elektroniese goedere, selfone, dit alles sal jy nie meer kan koop nie, of dit sal nie meer hier toe kan kom nie. Daar sal nie meer transaksies daar rondom kan plaasvind. Dus, al hierdie mense wat so gil oor Amerika in Suid-Afrika, ek dink nie hulle het mooi hierdie ding deurdink nie. Hier is nou weer 'n huis afgebreek. Dit is my ongelooflik hoe mense huise hier afbreek, en dan bou hulle weer nuwe huise in die plek daarvan. Dit is 'n tamelike duur metode om 'n nuwe huis te bekom, dat jy eers 'n huis koop en dan breek jy hom af en dan bou jy weer 'n nuwe ene. En so gaan dit aan. Maar as ons nou, ja, hoe op aarde gaan Suid-Afrika dit regkry om los te maak van Amerika en van die dollar? Want ons is nie eintlik, hulle praat nou van BRICS en alles, maar omdat ons 'n voormalige Britse kolonie is en vir jare lank eintlik so onder Amerikaanse invloed verkeer het, dink ek nie daar is sogenaamd 'n katse kans dat ons, weet, dat hierdie bewind homself sommer net van Amerika se beheer kan bevry nie. Ja, hier is nou vir my 'n interessante huis. Hierdie huis, ek weet nie, hy staan al jare lank leeg, is nie daar so 'n mirasie of iets. En daar was een of ander hofsaak daaroor, want ek sien hy's op 'n veiling verkoop. Ja, die mense hierso wat hier woon, hulle dagvaar aan mekaar die hele tyd en ek weet nie, dan loop iets skeef. Ja, hierso staan hierdie bouval. Maar weet jy, hy is seker die erfenis en hy is seker iets vir 'n paar miljoen verkoop of wat ook al, maar kom ons gaan verder op die tema van Amerika en ja, Amerikaanse produkte. Nou, jy weet, hierso aan weerskante van hierdie plek waar ek nou loop, is daar, ek dink ja, daar is 2 winkelsentrums, eintlik 3 winkelsentrums. En by die een winkelsentrum is daar's 'n McDonald's, daar's 'n Burger King en 'n Kentucky Fried Chicken. En so lyk dit reg deur Suid-Afrika. Jy weet, mense hier het lyk my dieselfde tipe as die gemiddelde Amerikaner en hulle raak ook al hoe vetter. Ek weet, want toe ek nou laas in Amerika was, 2-3 jaar gelede, ja, dit is verskriklik hoe vet die mense is. Jy kan dit net nie glo nie. Jy weet, daar's mense, hulle is soos walvisse, so vet. En dan gaan jy na een van die plek toe, en ons het toe kos gekoop, ons was so 'n maand daar, was ek al in 'n huis gebly, net so langs Washington, en ons het naderhand gaan, weet die gewone supermark is omtrent niks wat jy kan eet nie, want as jy in die vrugte of groente so by, dan proe nie die gif, en dan, maar daar's 'n ding wat nou aan Jeff Bezos behoort, wat sy naam daarvan, iets van Whole Foods, ja, hy het dit gekoop, so hele supermarktketting. En daar sien jy, en dis veronderstel om gesondheidskos te wees, en nou vir die ryker mense bedoel te wees, wat bietjie meer hulle gesondheid bekommer. En, maar in daai plek sit daar van hierdie ontsettende vet mense, en hulle eet liters roomys, en jy weet, allerlei goed wat jy kan sien, 1000 kalorieë bevat. En hulle is daar besig om te eet, jy weet, so dit is die land van eet, en die groot eet, en ek is bevrees, Suid-Afrika is in die opsig ook maar 'n Amerikaanse kolonie, want ek weet nie, ek is al, jy weet, elke keer as ek by 'n Afrikaanse hoërskool ry, dan kyk ek net hoe mooi is daai kinders, jy weet, daai meisies en daai seuns, hoe pragtig is hulle, en ons is, jy weet, dit lyk vir my, ons is die beste mense ter wêreld. Ons is slim, ons is mooi. Jy weet, daar is nie nog so volk op aarde nie. Maar gee daai kinders 10 jaar,
as hulle 30, 35 getref, dan is hulle almal oorgewig en vet en hulle waggel rond en jy weet, onaktief en wat ook al, dan lyk hulle soos Amerikaners. En dan is hulle glad nie meer mooi en aantreklik en fiets en wat ook al. Dus, ons het 'n groot probleem in die sin dat, ja, en natuurlijk, jy weet die ANC se ondersteuners, dit geld vir hulle nog in oortreffende trap, want hulle is nog vetter. Ja, ek sien hier van hierdie walvisse wat rondwaggel van hulle ook hoor, en hulle eet net suiker en McDonald's en al die tipe goed. Dus daar het die Suid-Afrikaan, daar is nie eintlik iets soos 'n Suid-Afrikaanse eetkultuur nie, of daar so 'n bietjie boerekos en sulke goed, maar baie mense eet dit, mense eet dit eintlik. En dis ook maar 'n bietjie oudtyds en nie vreeslik aangepas vir my nie. En afgesien nou nog van die kos en die handelsmerke en die goed, dan dink net aan tegnologie. Ek gebruik nie Windows nie, al jare lank, seker 10, 20 jaar het ek nie Windows gebruik nie. Ek gebruik Linux, wat 'n gratis bedryfstelsel is, en dit werk eintlik vir my baie goed. So hier en daar is daar iets wat jy nou Windows vir nodig het, maar dit gebeur eintlik baie min. Maar die gemiddelde persoon in hierdie land kan nie sonder Windows klaarkom nie. As hy sy masjien aanskakel, dan is dit Windows, dan voer hy meneer Bill Gates se maatskappy Microsoft. Hy kan nie sonder Windows klaarkom nie, maar hierdie land verset hom nou teen Amerika. En dan is daar nou nog Apple. Jy weet, want daar is nou nog, ek noem hulle die Apple stam. Want daar is mense wat, hulle kan nie sonder 'n Apple klaarkom nie. Hy sal net 'n iPhone gebruik en hy het 'n Apple skootrekenaar en 'n Apple oorlosie en 'n Apple bril en ek weet nie wat alles nie. Alles wat Apple is. Ek was eendag in so 'n kafee daar so in Parkhurst in Johannesburg en toe moes ek nou so 'n paar bietjie daar wag. Dan drink ek maar ietsie en reg rondom my was daar sulke mense, al sulke blanke Engelssprekers. En hulle het almal 'n Apple gehad. 'n Apple foon, 'n Apple rekenaar, Apple alles. Nou gaan hierdie mense ook in opstand kom teen Amerika. Gaan hulle begin om Apple te boikot? Gaan hulle begin om Microsoft Windows te boikot? Gaan hulle nie meer McDonald's eet of Burger King of Kentucky Fried Chicken? Gaan hulle ophou om daai goed te eet? Nee, ek dink nie so. Jy weet, ek dink hulle is maar tevrede om sulke quasi-Amerikaners te wees. Ja, so waar laat dit ons nou? Ek dink Amerika se invloed in Suid-Afrika is omtrent volkome, behalwe nou oor, jy weet, 'n klein minderheid Afrikaners wat nog belangstel in Europese kultuur en denke en maar wat ook natuurlik nie ongeneig teenoor Trump is nie, want ek dink Trump, miskien is hy iewers nog 'n Duitser, ek weet nie, jy weet, hy is besig om harde besluite te neem, soos Duitsers dikwels maak, jy weet, hy is besig om sy land te probeer hervorm en omvorm en ontslae te raak van massa-immigrasie vanuit die derde wêreld. Daar's iets en hy geniet natuurlik geweldige aanhang ook in Europese kringe. Ek dink daar is sulke tipe mense in Suid-Afrika ook, maar ons is geheel en al in die minderheid, sou ek sê. Die res van die land, hulle is meer van die bloustaat Amerikaners, wat hulle wil oor, ek weet nie, 'n geslagsveranderingsoperasie ondergaan en
dat die staat daarvoor moet betaal en of jy weet dat die kerke met mense van dieselfde geslag in die huwelik verbind. Soos daar in ons land natuurlik ook plaasvind. Ek wil op 'n stadium nog ietsie sê oor die NG Kerk en wat daar aangaan, want ek sien daar was onlangs nou 2 sulke artikels van predikante wat vir my baie aanvegbare stellings maak, maar ek sal 'n bietjie later daarna kyk. So die groot vraag is nou, gaan hulle meneer Leo Brent Bozell die derde se geloofsbriewe kan verwerp, gaan hulle hom toegang tot die land kan ontsee, die ANC en die regering van nasionale eenheid. Maar ek dink nie so nie. Ek dink Suid-Afrika is 'n vet seun. Die land se oorgewig land. En ek dink die ANC se siege is ook oorgewig hoor, want hulle het 'n ontsettende dink van hulle self. Jy weet, hulle dink hulle is baie slim en baie kragtadig en op grond van hierdie land se infrastruktuur verbeel hulle is baas van Afrika. Hulle regeer die hele Afrika en jy weet, hulle het in gebied al hierdie ander state, swakker state in Afrika en hulle is die stem van die globale suide. Hulle dink hulle is die leier van die suidelike halfrond of so iets, ek weet nie. Hulle dink hulle is groot en magtig en hulle kan, jy kan sien in Ronald Lamola se verklaring oor Amerika, jy weet, hy sien so of neer op Amerika, jy weet, hy wat Ronald Lamola is, die magtige Ronald Lamola en die magtige Cyril Ramaphosa. Maar ek dink nie hulle, jy weet, al is hulle vet en hulle koppe oorgewig en alles en oorgewig siege en oorgewig ego. Ek dink nie hulle gaan hierdie ou die land kan ontsee sê nie. En hy gaan kom, hy gaan nou binnekort in Januarie of Februarie sy intrek neem daar in Pretoria straat in Pretoria of wat die naam van die straat ook al deesdae is. Ek steur my nie vreeslik aan naamsveranderinge nie. En dan gaan die poppe dans, want ek dink Amerika gaan nie maklik afsien van jy weet, hierdie soort stand wat hulle teenoor Suid-Afrika ingeneem het nie. Hulle kan sien dat die ANC is 'n groot boelie. Hulle boelie die blankes in hierdie land en hulle boelie almal so ver as wat hulle gaan. En nou word hulle 'n bietjie teruggeboelie deur die grootbroer daar vanuit Amerika. Vanuit in hulle eie taal, in Engels. As mens nou, as mens ook praat van die identiteit van hierdie ANC mense, dan is daar nie eintlik, hulle is nie werklik, hulle noem hulle self Afrikane, maar daar is niks Afrikanisties of aan hulle nie. Hulle is totaal en al niet soort van quasi-Amerikaanse verbruikers, hulle is eintlik Afro-Amerikaners. Daar's so 'n Keniaan wat ook so 'n boek of 2 geskryf het. Sy naam is Ali Mazrui. Hy is een of ander politieke wetenskaplike, noem hy homself. Maar hy bly ook al jare lank in Amerika. En hy het homself jy weet, hy noem homself 'n Afro-Sakser. En hy praat van hierdie Engelssprekende swartes in die wêreld en daar's omtrent so 50, 60 binnekort seker 100 miljoen van hulle. Jy weet, die in Amerika en die daar buite wat almal Engels as huistaal het. Hulle is die Afro-Saksers, soos Angelsakser, behalwe daar's nie die Angel nie, daar's die Afro. Ja, en ons hierdie bewind van ons, hulle is ook sulke Afro-Saksers met 'n soort Afro-Saksiese identiteit wat ook verstrengel is met Amerika. En die hele soort beweging wat daar plaasgevind het, natuurlik van die vroeë 20ste eeu af,
en die sogenaamde burgerregte beweging. Dus hulle is nie werklik inheems soos hulle so dikwels voorgee nie. Die enigste mense wat eintlik inheems in Suid-Afrika is die Khoisan en die Afrikaner, maar dit is nou juist ons wat in hierdie land onderdruk en verdruk word en wat op 'n ironiese manier eintlik nogal deesdae saam staan, veral in die Weskaap. Hulle ondersteun almal dieselfde politieke partye en so meer in die Weskaap en hulle is ook natuurlik geweldig anti-ANC. 'n Interessante rit wees hierdie ene saam met meneer Leo Boesel die derde as hy nou ambassadeur word. En ek dink Amerika kan 'n baie goeie invloed op die Trump Amerika. Ek praat nou nie van blou Amerika soos 'n blou film, ek weet nie, dit is een of ander jy weet, ek weet nie, homoseksuele pornografie of iets, ek weet nie, die blou mense daar in Amerika staan my glad nie aan nie. Ons praat nou nie van hulle nie, maar ons praat nou van die MAGA beweging en Trump se Amerika. Hulle kan 'n baie goeie invloed in Suid-Afrika hê. Ek dink, jy weet, as hulle nou soos die Swede ook begin geld rondstrooi vir media en hofsaake en wat ook al, dan kan ons nogal iewers kom. Maar dan kan ons mense oortuig dat ons 'n beter toekoms in die land kan hê as om eenvoudig net te vergaan met korrupsie en regstellende aksie. O ja, terloops, ek noem in hierdie ding wat ek nou geskryf het, wanneer presies John F. Kennedy regstellende aksie in Amerika ingestel het. Hy het dit deur middel van 'n uitvoerende bevel op 6 Maart 1961 ingestel. Wat 'n rampspoedige dag was dit nie, sowel vir Amerika as natuurlik vir Suid-Afrika, want jy weet, ons is besig om dit heeltemal slaafs hier na te volg. En dit is een van die wortels van die kwaad sover die verval in hierdie land betref. Want daar word nie meer mense op grond van bekwaamheid aangestel nie, maar bloot op grond van ras. En dit het natuurlik die fineste gevolge daarvan gesien by Eskom en die poskantoor en Transnet en soveel instellings. Die universiteite word ook geraak daardeur. Toenemend, dink ek. Daar word ook gepraat van korrupsie. Daar's hier en daar 'n akademikus met wie ek gesels wat sê, daar's selfs korrupsie nou by die universiteite. Jy weet, daar's van hierdie nie aangestelde potentate op die kampusse wat vir hulle self oorseese reise betaal en groot geld vir hulle self toeëien vanuit die finansies van die universiteit. Hulle geniet hulle self daar en hulle produseer so te sê niks, en as hulle iets produseer is dit eintlik net jy weet, is dit net ideologie en ressentiment, haat en nait vir die Afrikaner. Daar's 'n ontsettende, dis ook 'n ander onderwerp waaroor ek op 'n stadium sou wou praat, is daar's 'n ontsettende bedryf van 'n soort akademiese boerehaat in hierdie land en selfs wêreldwyd. Dit kom ook vanuit Brittanje veral en selfs in Europa, Frankryk. Jy weet, want omdat die goed in Engels geskryf word dit gelees wêreldwyd en dan is daar ook linkse Franse en Duitsers en wie ook al wat op die wa spring.
En hulle produseer ook sulke propaganda teen ons mense, teen ons geskiedenis. Hulle maak 'n karikatuur van ons en ons is soos insekte onder 'n vergrootglas wat hulle nou ontleed en hopeloos en rassisties en onnoosel en wat ook al ons is. Behalwe nou, ja, dis, ons het middele nodig om hierdie soort totale aanslag, waaraan nou al dekades teen ons gevoer word, die hoof te bied. En dit is ook die illusie waaronder soveel Afrikaners verkeer. Hulle dink nou, omdat meneer de Klerk nou die land op beskikbaar oorhandig het in 1994, dat hierdie soort boerehaat en nait teen die Afrikaner, dat dit gaan ophou. Jy weet, nou, want hulle het mos nou alles gekry wat hulle wou gehad het. Hulle het al die baat, hulle die hele landse bates wat hulle het ons besteel en geplunder. En jy sal nou dink, hulle is nou tevrede. Nee, hulle is nie tevrede. Hulle gaan aanhou. Hulle gaan aanhou totdat daar nie meer 'n enkele Afrikaner in Suid-Afrika oor is nie. Totdat ons almal verdryf is of vermoor is of wat ook al. Dit is die agenda. En ons het heel wat middele nodig om dit die hoof te kan bied, en ek dink Amerika beskik oor middele en hulle behoort ons te help. Ek dink dit is 'n argument wat gevoer moet word. Want hierdie situasie in ons land waarin ons tans verkeer het ontstaan as gevolg van buitelandse inmenging. En ek dink dit kan eintlik net herstel word deur middel van verdere, maar die keer nou, ja, wat sal mense dit noem? Ek probeer nou dink aan 'n woord wat die teenoorgestelde van fineste. Die vorige ene was die fineste gevolge, maar hierdie ene sou dan 'n soort welwillende, ja, dis die woord wat ek gesoek het, 'n welwillende inmenging van buite. Dit is wat ons nodig het. Dat daar 'n welwillende soort inmenging moet wees wat die land weer op sy voete sal plaas en wat weer vir ons 'n sê in die bestuur sal in die land sal verskaf, wat die korrupsie sal het afneem en die geweld en alles wat daarmee saamhang. Dus ons kan uitsien na tamelike woelige jaar wat kom in ons verhouding met die FSA, en laat ons betrokke wees by die gesprek en die debat daar rondom. En ons moet dit doen in ek is nie so, ek doen dit maar meestal in Afrikaans, want ek is nie tans in my lewe so gretig om goeters in Engels te skryf of Engelse video's te maak en so meer nie, want ek dink dan maak jy 'n teken van jouself. Want sodra jy sekere bepaalde dinge begin sê en kritiek begin lewer en so meer, dan is daar mense wat jou raak sien en wat jou dan nie goedgesind is. En jy weet, tensy mense geweldige soort van span mense en baie miljoene rande het om jouself te verdedig teen die aanslag wat dan kom, dink ek nie, kan jy dit doen nie. En ek voel nie tans opgewasse om van myself 'n teken te maak in Engels nie, want gelukkig genoeg die ANC en meeste van die linkses, hulle dink nie Afrikaans is vreeslik belangrik nie. Hulle dink trouens, hulle dink Afrikaans, hulle dink soos Charlize Theron, hulle dink daar's nog net 43 mense wat dit praat. Dus wat in Afrikaans gesê word, beskou hulle nie as belangrik nie, maar ek dink wat in Afrikaans gesê word is geweldig belangrik, want dit is die enigste manier waarop jy met die regte mense in Suid-Afrika, die mense wat saak maak met ons mense, kan kommunikeer.
Alhoewel baie van ons mense, as ek sien hoe hulle skryf op Facebook en allerlei ander plekke, hulle skryf 'n vreeslike, jy weet, 'n beroerde Afrikaans. Ek dink is nodig dat hulle 'n bietjie meer Afrikaans lees en Afrikaanse boeke lees om hulle Afrikaans te onderhou. Want is dit nie net 'n pragtige taal nie, dis een van die suiwerste tale ter wêreld. Jy weet, in Russies is daar iets soos 10% vreemde woorde. Jy weet, daar's Franse woorde, Engelse woorde, selfs Nederlandse woorde. Maar in Afrikaans, in standaard Afrikaans, soos die akademie dit nou publiseer, en soos dit vasgelees in die woordeboek van die Afrikaanse taal daar op Stellenbosch, ja, daar is nie baie vreemde woorde nie, hoor. Dis alles suiwer Germaanse woorde wat al duisende jare saam met ons kom van ons voorouderstyd af toe hulle nog daar in die bosse in Wes-Germanië rondgeloop het met hulle mooi blonde vrouens en saam perd gery het en oorlog gemaak het. Ja, dis waar ons vandaan kom. Nou, as jy tot hier geluister het, baie dankie vir die aandag en koop gerus 'n boek en moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie. Ek weet nie hoeveel kilometer het ek nou geloop nie, maar ek skat dit was omtrent so 5 of so, wat nie te sleg was nie. Dus tot volgende keer, totsiens.